into the Ancient of Days. From every nation to all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation to all of creation, be unto the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. O Ancient of Days. O Ancient of Days. Come on, your kingdom, Lord, your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the Ancient of Days, for none can compare to your matchless worth. Sing unto the Ancient of Days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the Ancient of Days, for none can compare to your matchless worth. Sing unto the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. O Ancient of Days. O Ancient of Days. O Ancient of Days. Halleluja! Nou ek weet, hier is so van julle wat nou ingeskakel is en sê, wat gaan aan met familiesentrum vandag? Waar is die verhoog van die kerk? Nou, ons het dit goed gedink om spesiaal vir u as ons kykers hierdie uitsending te doen. Hier uit ons sitkamer uit. En ek wil hê, dit moet 'n gemaklike situasie wees waar ons gemaklik saam met u in u sitkamer sit. So ek wil hê u moet sien asof ons daar saam met u in u huis is, daar in u kombuis dalk, in u slaapkamer, daar in u sitkamer. En ons gaan net hierdie dag vier, die geboorte van ons koning, ons meester, ons heiland, ons verlosser. Hy het gekom na hierdie aarde toe met een doel en dit is om sondaars te red. En ons wil fees vier vandag saam met u, want hy het gekom. As hy nie gekom het nie, het ek en u moeilikheid gehad. Dan moes ons nog steeds offers gemaak het, moes ons nog steeds lammers geslag het, moes ons nog steeds gaan offers bring vir ons oortredinge. Maar hy het 'n eenmalige offer gebring vir my en vir u, sodat ons vir ewig kan lewe, sodat ons die eiendom van God kan wees en ons kinders van God genoem kan word. Is dit nie wonderlik nie? Prys die Here. Halleluja. Ek wil bid dat hierdie uitsending jou sal raak, dat jy so bewus sal wees van die teenwoordigheid van die Here daar in u huis. En daar waar jy dalk lê op 'n siekbed, bid ek dat met hierdie kersliedere wat ons gaan sing, en ek het nie net kersliedere hier nie, ons het 'n klomp lekker liedere wat mooi by die woord ook gaan pas. As jy wil, kan jy so lank vir ons oopmaak by Johannes 1, en ons gaan lees daar so 5 verse na hierdie sang en musiek. Maar die woord het vlees geword. En dan sê vers 14, en die woord het vlees geword en het by ons kom woon. Is dit nie wonderlik nie?
Die woord was by God. In die begin was die woord en die woord was by God. En daardie woord het vlees kom word en het onder ons kom woon. Immanuel, God met ons. Dis waaroor alles gaan. Dis waaroor alles gaan. So ek wil hê, u moet vir ons saam met ons sing. Die woord is op die skerm. Geniet hierdie diens saam met ons. Dankie Ref, sing vir ons. Mary's Boy Child. So the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? You know that your baby boy was come to make you new. This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Oh, the
creation. Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Oh, did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding, he's the great I am. Mary, did you know? Oh, Mary, did you know? Yeah. Mary, did you know? Jesus, groot beamer, sterke verlosser, machtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Jesus, groot beamer, sterke verlosser, machtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Sing het nog maar. Oh, Jesus, groot beamer, sterke verlosser, machtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Heer en Heiland, oh Immanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Immanuel, God is met ons, reddende Here,
levende voort. Halleluja. Holy Spirit, you touch my soul, you touch my spirit, and you make me whole. Yeah, you are the life, the truth, the way. I trust in following you night and day. Say, you are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live to you, Lord, you live in me. Say, Holy Spirit, you are the light that comforts me through day and night. Oh, Holy Spirit, show me the way when I should carry on or when I should stay. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. Oh, you are the only Holy Trinity. I live to you, Lord, and you live in me. You are the Father, you are the Father, yeah. You are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the only Holy Trinity. I live through you, Lord, and you live. Let's sing it again. You are the Father, and you are the Son, hey, and you are the Spirit. You're the only one. You are the only Holy Trinity. I live through you, Lord. You live. I live through you. I live through you, Lord, and you live in me. I live through you, Lord, and you live in me. Hallelujah. Stille nacht, heilige nacht, Jezus kind, lang verwacht, lig uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelyk. Love die hemelse kant, love die hemelse kant. Stille nacht, heilige nacht, hemels vals, ons gee ag op die lied van die engele
Juich die redder is daar. Juich die redder is daar. Stille heilige nacht, Jesus, jy voor die macht, voor die rijk moet die duisternis swel. Tot aan eeuwigheid bly U die lig. Hier gebore vir ons. Hier gebore vir ons. Stille nacht, heilige nacht, Jesus kind, lang verwag, lig uit die Vader se rein, word uit liefde aan mense gelei. Love die hemelse loof die hemelse loof die hemelse kant. Love die hemelse kant. Amen. Familie, ek wil hê jy moet saam met my lees uit Johannes 1 vers 1 tot en met 5. En ek wil hê jy moet ag slaan op hierdie geweldige woorde van Johannes, wanneer hy skryf en sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was by God, en hy was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Vader, baie dankie, dat ek net nou bewus kan word van U Gees. Dankie dat ek weet, Vader, deur U Heilige Gees is U in elke vertrek, by elke kyker, elke een wat nou ingeskakel is U teenwoordig. O Heilige Gees, U is alom teenwoordig, en dis U wat by elke persoon is,
nou waar hulle kyk na hierdie program in 'n sitkamer, in 'n kombuis, in 'n eetkamer, in 'n bed, in 'n slaapkamer, in 'n hospitaalbed, in 'n tronksel. Here, U is daar by elke liewe ene. Raak hulle aan, ontmoet hulle deur hierdie woord. Vader, gebruik hierdie lippe van klei om met elkeen te praat, is my gebed in Jesus se kosbare naam. Amen en amen en amen. Familie, jy weet, niemand kan so opreg eerlik wees soos 'n kind nie. Het jy al agtergekom dat 'n kind is baie eerlik? Een kind skryf aan sy tannie 'n brief om vir hierdie tannie te sê baie dankie vir hierdie geskenk wat hy ontvang het, hierdie Kersgeskenk wat hy ontvang het, wat sy vir hom gekoerier het. En die brief lees soos volg: Liewe tannie Sarah, dankie vir die Kersgeskenk wat u vir my gestuur het. Die geskenk wat ek gekry het, was amper so goed soos die een wat ek eintlik wou gehad het. Baie dankie, baie liefde. Nou, ek weet nie van u nie. Elkeen van ons het al geskenke ontvang, iewers in ons lewe. Of dit nou 'n verjaarsdaggeskenk is, en of dit 'n Kersgeskenk is, ons almal het al 'n geskenk iewers in hierdie lewe ontvang. Maar hier is dit wat ek vandag vir u wil sê in hierdie feesseisoen wat ons nou in is. Was toe God sy seun Jesus Christus gestuur het na hierdie aarde, het hy dit gedoen in 'n vorm van 'n geskenk. En die dag toe jy Jesus Christus aangeneem het as jou persoonlike saligmaker, het jy die grootste geskenk ontvang in jou lewe. Hoor gou mooi, as ek vir jou 'n Ferrari gee, en ek hou van 'n Ferrari, ek en my seuns is lief vir Formule 1, en ek is 'n groot Ferrari fan, 'n Leclerc fan om meer spesifiek te wees, maar al sou ek vir jou 'n Ferrari gee, al sou ek vir jou 'n dubbelverdieping huis gee, al sou ek vir jou 20 miljoen rand gee in jou bankrekening, is dit nie 'n groot geskenk soos die dag wat jy vir Jesus Christus ontvang het nie. Hoor mooi, as ek vir jou moet sê, kies 'n Ferrari of die ewige lewe. Kies vir jou 'n dubbelverdieping huis of die ewige lewe. Kies vir jou 20 miljoen rand of die ewige lewe, wat sal u kies? Daarom, familie, is hierdie geskenk, Jesus Christus, is die grootste geskenk wat ek en u in ons lewe ontvang het. Wat sê die lied wat ons gesing het vandag? Hy sê, man will live forevermore because of Christmas Day. Hallelujah. Man will live. U lewe vir ewig as gevolg van die kind wat gebore is in 'n stal in Bethlehem. Nou verstaan baie mooi. Kom ons kry dit gou uit die pad uit, want natuurlik, soos dit is in die tye waarin ons lewe, natuurlik is dit so dat baie Christene glo nie meer vandag aan Kersfees nie, en hulle het 'n probleem met 25 Desember en ek wil nie daarin gaan nie, dis nie waaroor my boodskap gaan nie, maar kom ek sê gou vandag vir u familie. Ons kan die dag bevraagteken, en dit is so, 25 Desember is nie die dag en die geboortedag van Jesus Christus nie. Ons kan hierdie dag bevraagteken, ons kan die kersboom en die liggies en die ster bo op die kersboom en al die versierings kan ons uit die huise uitgooi en sê dis afgode diens, afgode aanbidding. Ons kan dit doen, maar die Kersgeskenk wat van God afkom, kan ons nie ignoreer nie, ons kan dit nie weggooi nie, ons kan nie hierdie geskenk een kant toe gooi en skuif en sê, dis nie relevant nie, as dit nie vir Jesus was, wat na hierdie aarde toe gekom het nie, het ek en u moeilikheid gehad. En hier is die ding, maar Clemens, nergens in die Bybel sê dit vir ons moet die dag van, die geboortedag van Jesus vier nie. Hoekom doen ons dit? Wel, hier is my antwoord, 'n eenvoudige antwoord. Nergens in die Bybel staan, ek moet my vrou en my kinders se verjaarsdag vier nie.
Maar, omdat ek in 'n verhouding is met hulle, ag ek daardie dag 'n belangrike dag in my lewe en in hulle lewe, omdat hulle vir my belangrik is en ek vir hulle belangrik is, vier ons mekaar se verjaarsdae, want ons is in 'n verhouding, ons gee om vir mekaar, ons is lief vir mekaar. Nou ek wil vandag vir u sê, as jy nie glo aan 25 Desember nie, as jy nie glo aan hierdie hele Kersseisoen, hierdie Christusfees nie, wat nie eintlik die Christusfees behoort te wees nie, as gevolg van die datums en, hoop ek, jy het iewerste 'n dag in jou lewe wat jy dan kies, om te sê, ek vier die geboorte van Jesus. Hoekom? Want ek is in 'n verhouding met hom. En daarom, vandag is dit 21ste Desember. En ek kies vandag om te sê, Here, op 21 Desember vier ek die geboorte van ons koning, ons meester. Want hy het gekom en hy het vlees geword, hy het onder ons kom woon, met 'n doel, om met sonde af te reken, sodat Clemens in 'n verhouding met God kan wees, en u in 'n verhouding met God kan wees. So, sonder twyfel, het God vir ons 'n groter geskenk gegee, as wat ons ooit kan dink en wou hê. Die oomblik, toe Jesus gekom het na hierdie aarde toe. En anders, as die ander evangelieskrywers, kom Johannes en hy gee vir ons 'n teologie van Kersfees. Hy was nie besorg oor die waar en die wanneer van Kersfees nie. Maar Johannes kom en hy fokus op die wie en die hoekom van Kersfees. Johannes het die werklikheid van die krib aangeneem, maar hy wil hê dat ons moet die openbaring van die krib verstaan. Dat dit gaan ver meer net as 'n kind wat gebore is in 'n krib, in 'n stal in Bethlehem. Dit gaan ver meer daaroor. Die krib is 'n werklikheid, maar die openbaring van die kind wat in die krib lê, was vir Johannes ver meer belangrik as enigiets anders. Wanneer jy Johannes en Matteus en Markus en Lukas vergelyk met mekaar, dan sien 'n mens dat Johannes was nie die breedste skrywer wat daar was nie, maar verseker was hy die diepste skrywer wat daar was. Johannes skryf niks oor die kind wat gebore is in Bethlehem nie. Nêrens in Johannes lees ons van 'n krib, 'n stal, 'n Bethlehem ster. Lees ons van engele en herders en wyse manne nie. So net so vir interessantheid, Bybelgeleerdes sê dat Johannes in sy oorspronklike taal het niks minder as 600 woorde gebruik om sy evangelie te skryf. En dat hy op 'n graad 7 leesvlak geskryf het. En tog was daar soveel diepte in sy skrywe. Hy was dalk nie hierdie woordryke skrywer nie, maar hy was verseker en beslis 'n gewigtige skrywer. En dan kom hy met hierdie eerste 5 verse van ons geleesde gedeelte van Johannes 1 vers 1 tot en met 5. En daar is soveel goed wat hy sê in soveel min woorde vir die wat in Kersfees glo of nie. Verduidelik hy vir ons iets en beskryf hy vir ons iets wat onbeskryflik is. Matteus en Lukas kyk deur die oë van 'n mens na die geboorte van Jesus. Maar Johannes kyk na die geboorte van 'n koning deur die oë van God. En my gebed vandag is, liewe kyker, of jy nou Kersfees vier of nie, en of jy in Kersfees glo of nie, dat jy die grootste geskenk van alle tye sal waardeer. Regtig sal waardeer vir naam vandag.
Nou kom ons delf in Johannes 1 vers 1 tot en met 5 en ek wil net so 'n bietjie stil staan by hierdie 5 verse vir die volgende paar minute. Dan begin hy met hierdie woorde, hierdie geweldige woorde en hy sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Wat 'n kragtige Kersboodskap. Halleluja. Dis die mees kragtigste Kersboodskap wat jy ooit kan hoor. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En baie interessant, wanneer jy kyk na hierdie skrif, dan is elke woord wat van gepraat word met 'n hoofletter geskryf. En natuurlik, as jy nie weet van wie geskrywe word, wie die persoon is wat na die woord na verwys nie, wat met 'n hoofletter geskryf is, dan gee Johannes vir ons die antwoord in Johannes 1 vers 14, wanneer hy sê, en die woord het vlees geword, halleluja, en dit het alles gebeur, die woord het vlees geword, reg binne in 'n stal, in 'n dorpie Bethlehem, halleluja. Het die woord kom vlees word en hy het onder ons kom woon, sê Johannes, onder ons, die Joodse volk, onder ons hier in Israel. En dan wonder jy, waarom is ek lief vir Israel? Want terwyl daar nou soveel goed is wat gesê word van ons as Christene, wat nie meer vir Israel mag staan nie, en vir hulle mag bid nie, en vir hulle mag seën nie, en ons mag nie hulle kant kies nie, wil ek vandag vir u sê, en ek weet daar's baie van ons kykers wat saam met my is, wat sê, ek gee nie om wat die parlement sê, wat Suid-Afrika se ministers en wat se wet hulle wil inbring oor Israel nie, maar by Israel sal ek staan, want hy het, die woord het vlees geword en het groot geword in Bethlehem, binne in Israel, hy was in Nazareth, hy was in Israel, ons koning het vlees kom word, die God, halleluja, van hemel en aarde het vlees kom word, en in Israel, en dis kom ons Israel lief het, vir Israel staan. En dan wat sê die woord verder, hy sê, en ons het sy heerlikheid aanskou, halleluja. Die Joodse volk het sy heerlikheid aanskou, hulle het gesien hoe hy gewandel, hulle het gesien hoe hy geleef het. En dan sê hulle, die gevolgtrekking van hoe hy geleef het, 'n heerlikheid, soos van die enige geborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Prys die Here. Hier is die ding, familie. Wat beteken heerlikheid? Heerlikheid beteken die sigbare en onsigbare openbaring van wie God is. Dit beteken, bly by my, sy teenwoordigheid, sy krag, sy majesteit, sy heiligheid en sy skoonheid. So as ons weer Johannes 1 vers 14 vat en ons lees dit weer, dan sê, en die woord het vlees geword en het onder ons kom woon, en ons het wat? Sy teenwoordigheid gesien. Hulle het vir Jesus die krib, Maria, Josef, besef julle, wat so voorreg julle het om na hierdie kind te kan kyk. Die woord het vlees geword, hulle het sy teenwoordigheid gesien. Die Jode in Jesus se tyd het na hom gekyk, hulle het sy teenwoordigheid ervare, maar soos hy groter geword het, soos hy begin wonderwerke doen, het hulle nie net sy teenwoordigheid gesien nie, maar sy krag, sy majesteit, sy heiligheid, sy skoonheid, het hulle gesien, en 'n heerlikheid, soos van die enige geborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Hier is die ding, die woord wat vlees geword het, is niemand anderste as die kind wat gebore is in 'n stal in Bethlehem nie. Hierdie vers verduidelik vir ons die vleeswording van Jesus. So Johannes kom en hy identifiseer Jesus op 'n onmisbare wyse as die woord. En hy doen dit sodat daar geen misverstande sal wees oor wie hierdie Jesus, die kind van Bethlehem is nie. En Johannes 1 vers 1 kom en net daai een vers gee vir ons 3 wonders van hierdie Jesus. Hierdie kind wat in 'n stal gebore is in Bethlehem.
En verstaan mooi die woorde en ons moet hierdie vers uit mekaar uithaal. Dan sê hy in die begin was die woord. Nou was beteken, hoor mooi, nie begin nie. Dit dui op bestaan aan sonder 'n begin. Halleluja. Hy was. Oor en oor lees ons in die Bybel, ek is. Hoor, verstaan my mooi familie. Ons as mens wil kom met ons beperkte gedagtes. Bly by my. Ons beperkte manier van dink. Probeer ons op 'n menslike wyse. Probeer ons uitwerk. Waar kom God vandaan? En omdat ons goed skep en sien hoe word goed geskep, wil ons met ons beperkte gedagtes probeer uitwerk, maar wie het God geskep? En een ding wat jy moet verstaan is, dis hoekom hy God is. Dis hoekom jou brein dit nie kan verstaan nie. Want God het nie 'n skepper nodig nie, hy is die skepper, hy is. Hy is juis God, omdat niemand hom geskaap het nie. Halleluja. God het nodig dat niemand hom moes geskaap het nie. Anders as iemand of iets vir God geskaap het, was dit God. Maar God is God, omdat hy nie 'n skepper nodig het nie. Hy is. Halleluja. In die begin was die woord. Was beteken nie begin nie. Dit dui op 'n bestaan aan sonder 'n begin. Dink daaraan. Voor die kosmos, voor hierdie aarde, was Jesus. Voor daar tyd was Jesus. Voor die son, die maan, die sterre, die planete, was Jesus. En daarom kan ek sê, hy is nie net die kind wat gebore is in 'n stal in Bethlehem nie, maar soos ons gesing het reg in die begin van hierdie diens, hy is the ancient of days. Halleluja! Prys die Here. Hy is die ewige bestaande seun van God. Is dit nie wonderlik nie? So wanneer Genesis praat van in die begin, sien jy uit na die skepping van die mens. Maar wanneer Johannes praat van in die begin, kyk jy terug na die bestaan van God. Jy kyk terug na die bestaan van God. So die tweede ding wat ek wil hê jy moet raak sien, wat Johannes 1 vers 1 vir ons sê is, Jesus is gelyk aan God. Wanneer Johannes sê, bly by my, en die woord was in die begin by God. As ek by jou staan, is daar twee van ons. Amen. As ek sê ek staan by jou, beteken dit jy is daar en ek is hier, ek staan by jou. Waar is Jesus op die oomblik, na hy opgevaar het na die hemel? Hy sit aan die regterhand van God die Vader. Hy is by God. Soos wat hy nou by God die Vader is, so was hy voor die grondlegging van die aarde. Dit skep 'n prentjie van aangesig tot aangesig. So, verstaan baie mooi familie, daar die kind wat gebore is in 'n stal in Bethlehem, is die enigste persoon op aarde ooit, wat God van aangesig tot aangesig kon sien. Wat kon in sy oë kyk sonder om weg te kyk. En as ons net dink aan Moses, wat die begeerte het, soos baie van ons, Here, laat my tog u heerlikheid sien. Maar die Here sê, ek kan nie myself aan jou openbaar nie, want vlees en bloed kan my nie sien nie, jy sal sterwe, Moses. Maar hy sê iets wat ons miskien ook nie verstaan nie, en ek wil gou vinnig dit net vir u verduidelik, net omdat dit lekker is. En hy sê vir my, jy kan my van agteraf sien. Wat beteken daardie agteraf? Want dit moet net so erg wees. By wyse van spreke. Wat beteken daardie agteraf? Kom ek verduidelik vir u wat was daardie agteraf? As ek en u kom 'n metafoor om dit te verduidelik. As ek en u met ons blote oog, sonder sonbrille na die son kyk, gaan jy jou oë beskadig.
of jy gaan kyk na die oog, jy gaan met jou blote oog sonder sonbrille na die son kan kyk, maar as jy gaan wegkyk, gaan alles swart om jou wees. Dit is onmoontlik om met die blote oog direk in die son in te kyk. Jy gaan jou oog baie erg beskadig. Maar hier is die ding. Wat het Moses gesien? Hier is die ding wat ek vir u wil demonstreer. Ek kan nie direk in die son inkyk nie. Maar, hier is 'n venster hier agter my. As ek deur die venster kyk, sien ek lig. Ek sien nie donker nie. Ek kan presies sien wat is agter my deur die venster, want die son se lig verlig buitekant, verdryf duisternis, dat ek kan sien wat is buite hierdie venster. En as jy by jou deur uitstap, kan jy stap sonder om oor goed te val, want jy sien nie die son direk nie, maar jy sien, halleluja, die gevolg van die son, lig. En hier is die ding, wat het Moses gesien? Hy het nie God gesien in direk nie, maar daardie dag in die skeur van die rots, toe sien hy, halleluja, die spoor, die werking en die nawerking van God. Nog nooit het ek in my lewe God van aangesig tot aangesig gesien nie. Want ek kan nie, ek sal sterwe. Maar weet u wat sien Clemens Mans reg deur sy lewe? Wat sien ek elke dag? Wat sien ek van 'n klein seentjie af toe ek my hart vir die Here gegee het en hoe ek opgegroei het en waar ek is vandag? Weet jy wat sien ek? Ek sien die spoor, die werking en die nawerking van God in my lewe. Ek het hom nog nooit van aangesig tot aangesig gesien nie, maar ek het verseker die lig van God gesien. Halleluja! Die gevolg van God in my lewe gesien. En dis wat Moses gesien het. So hier is die ding. Wat is 'n woord? Dit is 'n sigbare uitdrukking van 'n onsigbare gedagte. Op hierdie oomblik is jy besig om te hoor wat ek dink. Deur my woorde is ek besig om vir u te vertel wat in my gedagtes aangaan. U kan sien wat in my kop aangaan deur wat u hoor, wat uit my mond uitkom, die woorde wat uit my mond uitkom. Wat onsigbaar is, word sigbaar deur my woorde. So wat beteken dit, wanneer ons sê, Jesus is die woord? Dit beteken, Jesus is die sigbare uitdrukking van 'n onsigbare God. Halleluja. Prys die Here. Ek voel dit hier in my binnekant. Voel u dit? Hy is die sigbare uitdrukking van 'n onsigbare God. So wanneer jy die Bybel bestudeer, kom ons kyk gou hierna. Ek wil gou nog hier indelf, en ek wil indelf in hierdie woord in, en u moet net by my bly. Wanneer jy die Bybel bestudeer, dan vind jy gou uit dat die drie eenheid so oud is, soos die eerste vers in die Bybel, het u dit geweet? Die drie eenheid, ek hoop jy glo in die drie eenheid, ek glo in die drie eenheid, ek glo nie net in die drie eenheid, kom ek stel het so, wat beteken drie eenheid, want dit is 3 en 1, 3 en 1, 3 eenheid, 3, 1, hulle is 1 maar 3, 3 en 1, en ek gaan nou gou vir u verduidelik hoe dit alles werk. Genesis 1 vers 1 sê, die heel eerste vers in ons Bybel, sê, in die begin het God, daardie woordjie God wat daar gebruik word as Elohim. Elohim is 'n meervoudsvorm woord. Met ander woorde, bly by my. Dit was nie net God die Vader nie. Dit was nie net God die Heilige Gees nie. Maar die een, wat in 'n stal lê in Bethlehem, of dit nou 25 Desember was, 25 Januarie, Februarie, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, dit maak nie saak nie, wat se dag nie. Maar die een wat aan die krib lê in Bethlehem, was ook daar betrokke.
En as jy my nie glo nie, net 26 verse later in Genesis 1, Elohim is die meervoudsvorm van God. Kom die Bybel in vers 26 en hy sê, God sê, laat ons, halleluja, wie is die ons? God die Vader, God die Seun, die kind van Bethlehem, en die Heilige Gees, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Nou sê baie mense, nou wat, aanbid julle 3 verskillende gode? Want 1 plus 1 plus 1 is gelyk aan 3. Hier is die ding. Jou wiskunde is reg, maar jou teologie is verkeerd. Want 1 maal 1 maal 1 is 1. Halleluja! Ons aanbid een God, maar wat homself kan laat manifesteer en uitdruk in 3 persone. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. So Johannes kom en hierdie interessante skrywer, hierdie geweldige, diep, gewigtige skrywer en hy gee ons 'n leidraad reg aan die begin van sy boek. Hoor mooi dat die Here Jesus oor wie hy skryf hier en die Heilige Gees oor wat hy meer sê as enige ander evangelieskrywer is albei God. Johannes het geglo aan die 3 eenheid. Wanneer hy sê, Jesus kom terwyl hy besig is om te doop en hy kom en hy sê, daar is die lam van God. Die lam, die kind wat gebore is in Bethlehem, die Seun van God, die lam van God die Vader, die lam wat die sondes van hierdie wêreld gaan wegneem. En wat sê hy verder? En hy sê, en hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Net daar erken Johannes dat daar 'n 3 eenheid. Erken hy Elohim, God die Vader, God die Seun, die lam en die Heilige Gees wat ons met vuur gaan doop ook. Halleluja. O, prys die naam van Jesus. So, hier is die laaste ding wat Johannes 1 vers 1 vir ons sê, gaan ons 'n bietjie aanbeweeg. Hy sê ook, hy was in wese God. Hy spaar geen woorde wanneer hy sê, hoor mooi, die woord was God. Dis hoekom Jesus kom in Johannes 14 vers 9 en Filippus sê, Here, Jesus kom, toon ons die Vader, 3 eenheid. Hulle vra vir Jesus, toon ons die Vader, God Jehovah. Toon ons die Vader en Jesus sê, hy wat my gesien het, het ook die Vader gesien. Wat sê Johannes 10 vers 30, hy sê, ek en die Vader is een, halleluja, 3 eenheid. 1, 3, 3, 1. 1 plus 1 plus 1 is 3. 1 maal 1 maal 1 is 1. Halleluja. En wie wat kon Jesus daar gesê het? Hy kon gesê het, ek en my pa is 2. My pa is nie ek nie en ek is nie my pa nie. Maar Jesus kom en hy maak dit baie duidelik en hy sê, ek en my Vader is 1. As jy die een gesien het, het jy die ander een gesien. Nou, ek is altyd 'n praktiese mens en probeer goed verduidelik dat selfs 'n kind dit moet verstaan, want ek hou daarvan om goed eenvoudig te verduidelik. Nou kom ek verduidelik gou vir u hoe werk hierdie hele storie. Genesis 1 vers 26 sê Elohim, laat ons mense maak na ons beeld en hoor mooi, ons gelykenis. En toe maak hy Adam en Eva gaan aan en op die ou einde in 1977 toe formeer hy Clemens Mans in sy moeder skoot. Nou ek, Clemens en u is liggaam, siel en gees. Bly by my. Ek is Clemens Mans. As ek dit sou kon regkry, ek kan nie want ek is nie God nie.
As ek dit sou kon regkry om my siel uit te haal, en ek plaas my siel hier neer, en ek kan dit regkry om my gees uit te haal, en ek sit my gees aan hierdie kant neer. Is my siel nie Koos se siel nie, is my gees nie Jan se gees nie, maar my siel is ook Clemens Mans, en my gees is ook Clemens Mans, en dis hoe die drie eenheid werk. Al drie is God. Maar ons het Jesus wat God is. Ons het God die Vader wat God is. Ons het die Heilige Gees wat God is. Die enigste verskil tussen Clemens en die Godheid, Elohim, is ek kan nie funksioneer sonder my siel en my gees nie, dan sterf ek. Maar omdat ek nie God is nie, kan God funksioneer as gees, siel en liggaam. En om terug te kom na God toe, wil ek vandag vir jou sê, so dis baie duidelik, dat wanneer Jesus praat, praat God. Wanneer Jesus genees, genees God. Wanneer Jesus vergewe, vergewe God. So, met Kersfees vier ons nie die koms van die engele nie, maar die koms van die Seun van God, wat vlees geword het. En natuurlik, wanneer ons 33 jaar aan beweeg, gebeur die grootste gebeurtenis ooit van alle tye. Toe Jesus hang op die kruis van Golgotha en hy betaal vir sonde, toe was het God homself wat met sonde afreken. Johannes 1 vers 3, ek haas myself. En hy sê, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Ha! Oh, is dit nie wonderlik nie? Jesus is die skepper en die onderhouer van alles. Jesus was nie net 'n geskape wese nie, hy was 'n skepperwese. Bly by my, hoor u dit, daar's 'n groot verskil. Hy was nie 'n geskape wese nie, hy was 'n skepperwese. Waar kom Jesus vandaan? Die Bybel sê dit vir ons het dit al gelees. Hy sê, hy's gebore, die enige geborene. Jesus was nie geskep met hande van God nie, hy was gebore uit God. So met ander woorde, bly by my, die pasgebore baba in Lukas 1 was dieselfde een wat betrokke was by die skepping in Genesis 1. Wat het gebeur in 'n stal, in 'n dorpie in Bethlehem? Die skepper van die skepping het die skepsel in die skepping geword. Die skepper van die skepping het die skepsel in die skepping geword. So, hier is die wonderwerk. Dat die een wat in 'n krib lê, baba, Jesus wat in die krib lê, Josef en Maria, ons het dit ook gesing, besef jy Maria, dat wanneer jy daar die gesiggie soen, soen jy die gesig van God. Dat die een wat daar in die krib lê, is dieselfde een, wat die ster wat bo kan Bethlehem skyn, en daar die stal skyn, is dieselfde een wat daar die ster geskape het. Dat die hout waarvan hierdie krib gemaak is, waarin hierdie babelseun lê, is die een wat die hout geformeer het en laat groei het. Josef, Maria, besef julle, die een wat julle hart laat klop. Dis hy wat in die krib lê, wat julle hart laat klop. Besef julle die asem in julle longe.
is daar as gevolg van die een wat in die krib lê. Kom ek gee vir u 'n vers wat Jesus behoorlik beskryf. Dan gaan ek gou vir u 'n liedjie sing en dan gaan ek klaarmaak. Maar luister, Kolossense 1 vers 15 sê, hy is die beeld van die onsienlike God. Hoor, ek kom dit weer, die eersgeborene. Jesus is nie geskep nie, hy is gebore. Van die hele skepping, die eersgeborene van die hele skepping. Voor daar 'n skepping was Jesus. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Halleluja! Jesus is die een wat alles met mekaar hou. Hy is die gom wat die sterrestelsel aan mekaar hou. Dis hy wie die aarde in sy baan hou, sonder 'n spoor. Hoor mooi, hy is die vuur en die son, wat bly brand, wat hy kan uitbrand nie, wat brand sonder brandstof en hout. Hy is die een wat die son laat bly brand, sodat ons energie kan hê, en lig kan hê, en lewe kan hê op hierdie planeet. Hy is die lig in die maan en die weerkaatsing van die lig van elke ster. Hy is die suurstofmolekuule wat ons inasem. Verstaan mooi, die wêreld draai nie om sy eie as gevolg van 'n Big Bang nie. Die aarde draai, halleluja, om sy eie as, omdat die kind van Bethlehem dit beveel het. Draai die aarde om sy eie as. Ek wil graag vir u hierdie liedjie sing, en ek glo, u gaan dit geniet. Dis 'n lied wat ek geskryf het, wat so mooi pas by hierdie woord, so geniet dit nou, saam met my. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy het gekom na 'n stal in 'n dorpie Bethlehem, en die woord het vlees geword. Uit hom en deur hom en tot hom is alles, aan hom behoort die heerlikheid. In die begin was die woord, en die woord was by God, Immanuel, God met ons. En daar die nag het die herders op die velde die engele se loflied gehoor. 'n Ster in die lig bo die stal in Bethlehem, 'n koning gebore vir ons. In stilte het die hemel saggies kom neerdal, die Vader se liefde so groot. Die woord in 'n krib het by ons kom woon, die lig wat duisternis verdryf. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy het gekom na 'n stal in 'n dorpie Bethlehem, en die woord het vlees geword. Uit hom en deur hom en tot hom is alles, aan hom behoort die heerlikheid. In die begin was die woord, en die woord was by God, Immanuel, God met ons. Hy stap saam met ons op grondpaaie, die meester wat die storm stil maak. Hy roep ons uit die sonde, hy dra ons deur die donker, die lam wat die wêreld kom red. Hy red my uit die modder, hy red my van die dood, Jesus die oorwinnaar trou. O Jesus, U is die woord uit die hemel, ons heiland, ons vreugde en hoop. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy het gekom na 'n stal in 'n dorpie Bethlehem, en die woord het vlees geword. Uit hom en deur hom en tot hom is alles, aan hom behoort die heerlikheid. In die begin was die woord, en die woord was by God, Immanuel, God met ons. In die begin
geboorte by Bethlehem en die woord het vlees geword. Uit om en deur, om en tot, om is alles, aan hom behoort die heerlikheid. In die begin was die woord en die woord was by God. Immanuel, God met ons. Immanuel, God met ons. Immanuel, God met ons. Halleluja. Prys die Here. Wonderlik, is dit nie? So terloops, hierdie liedjie is nou beskikbaar ook op Spotify. Ek het hom nou net gelaai en hy behoort so teen Sondagmiddag op Spotify te wees as u dit verder weer wil luister. Kom ons maak gou goed klaar. Waarom het hierdie kind gekom? Ek dink dit is 'n baie belangrike vraag. Hy het verseker nie na hierdie aarde toe gekom om wonderwerke te doen en om gesien te word nie, om beroemd te word nie. Om te kyk hoe bekend hy kan word nie. As hy dit wou gedoen het, familie, sou hy in 2025 gekom het en sou hy 'n Facebook blad gehad het, hy sou 'n YouTube kanaal gehad het, hy sou 'n televisiekanaal gehad het, hy sou wie weet wat alles gehad het en al die tegnologie wat ons het vandag om bekendheid te verwerf het. Hy het nie gekom om te kyk hoe beroemd kan hy word nie. Hy het gekom met een doel voor oë en dit is om te red wat verlore is, om te herstel wat gebroken is, om te vernuwe wat verwaarloos is en te verlig wat donker geword het. Hy was beslis nie tevrede net om skepper te wees nie. Maar hy het 'n droom gehad, 'n visie gehad om jou te red, om jou te verlos, om jou skoon te was. Hoekom? Sodat jy in 'n verhouding met God kan wees. Johannes 1 vers 4 sê, in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Ons wêreld, bly by my, is vol wandelende lyke. Mense wat nie eens besef hulle is dood nie. En hier is die waarheid vir ons wat glo en Jesus aangeneem het, hierdie kind van Bethlehem aangeneem het. Familie, ons lewe. Want hier is die ding wat ons moet besef, sonde maak jou dood. Sonde het gevolg, die gevolgtrekking van sonde is die dood. Halleluja, maar die genadegawe van God is die ewige lewe. Efesiërs 2 vers 1 sê, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sonde. Ons was dood. Ons was bestem vir 'n ewige hel. Maar ons is lewend gemaak deur die kind van Bethlehem. Verstaan mooi, Jesus is nie net lewe nie. En daarom gee hy nie net lewe nie, nee. Jesus is lewe. Wat sê hy by Lazarus se graf? Johannes 11 vers 25 sê hy, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Ja, jy het 'n vervaldatum. Daar gaan 'n dag kom wanneer jy gaan sterwe, my boetie en my sussie. Maar dit gaan net 'n deur wees wat jy gaan deurstap na die ewige lewe, die regte jy, die binne jy, jou geesmens, jou sielmens. Halleluja, gaan die ewige hemel in, gaan die ewige lewe in en alles is moontlik gemaak deur een ding en dit is omdat jy die kind van Bethlehem aangeneem het as jou persoonlike saligmaker, het jy die ewige lewe. En soveel mense is geestelik dood. Hulle is al lewend in hulle liggame, maar hulle is dood in hulle siel en in hulle gees. Jesus bring aardse lewe. Dit is hy wat jou hart hou in ritme om te bly klop. Maar hy gee ook doelgerigte lewe. Want met hom in jou lewe, ek weet nie van u nie, maak alles sin. Is hy die rigting? Wat gee hy rigting? Volgens sy blauwdrukplan vir jou lewe. En hy gee identiteit. Johannes 10 vers 10, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Maar Jesus sê, ek het gekom, dat julle lewe en oorvloed van lewe kan hê, halleluja, 'n doelgerigte lewe, 'n lewe, ja, wat gesond is, wat God vir jou gee, die asem in jou longe is hy, wat dit doen, die feit dat jou hart nog
klop, beteken my oom, my tannie, God het nog 'n plan vir jou lewe. Daar's nog iets wat hy wil hê jy moet doen. Jou doel is nog nie klaar nie. Daar's iets wat hy wil hê jy moet bereik en moet in die hande kry en doen. Daar's geheimenisse van die hemele wat hy met jou wil deel, sodat dit kan manifesteer op hierdie aarde deur jou. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. En ek en u te plan en 'n doel, en dit is om die koninkryk van die hemele te vestig en te laat manifesteer hier op aarde. So, wat wil ek sê? Ware lewe begin nie by sukses nie. Ware lewe begin nie by prestasies nie. Ware lewe begin nie by hoeveel nulle jy het in jou rekening nie. Dit begin by die kind van Bethlehem. Johannes 1 vers 5, kom ek maak klaar. En die lig skyn in die duisternis. En die duisternis het dit nie oorweldig nie. Verstaan mooi, nie net is jy sonder Jesus, sonder die kind van Bethlehem geestelik dood nie, maar jy is ook verduister. Jy val rond en jy tas in die donker. Jy het nie rigting nie. Johannes 8 vers 12 sê, en Jesus het weer met hulle gesprekke gesê, hoor wat sê Jesus, ek is die lig van die wêreld, wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Halleluja. En dis wat die kind van Bethlehem kom doen het. Hy het nie net gekom om ons geestelik op te wek nie, maar hy het ons kom verlig aan die donker. Nou kom ek verduidelik vir u presies wat is hier besig om te gebeur. Wat is die heel eerste ding wat God skep, of een van die eerste goed wat hy skep in Genesis 1? Vers 3, laat daar lig wees. En daar was lig. Laat daar lig wees. Wat het God nie geskep nie? Gaan lees Genesis 1. Hy het nie donkerte geskep nie. Hy het gesê, laat daar lig wees. Hy het nie gesê, laat daar donkerte wees nie. Hier is die ding. Donkerte is daar altyd. Is gelyk aan donkerte, is gelyk aan sonde. God het nie sonde geskep nie. Donkerte is gelyk aan die vader van die leuen, elke bose gees, elke bose mag en sonde. Maar lig, wie is die lig? Jesus. Wat beteken sy naam? Hy is ons verlosser. Hy is saligmaker. Wat het God geskep? Hy het nie net lig vir hierdie aarde geskep nie, maar hy het geestelik verlossing vir ons geskep. Want sonde het hy nie geskape nie, maar hy het die oplossing vir sonde geskep, en hy het Jesus geskep. Hy het die kind wat in die stal Bethlehem lê, het hy geskep vir een doel, en dit is om verlosser te wees, om lig te bring, om die sonde te verdryf, om ongeregtighede te verdryf. Halleluja, sodat ons kan sien. Die heel eerste ding wat hy skep is lig. Genesis. Wat is die eerste ding wat hy skep vir 'n sondaar wat tot bekering kom? Lig. Hy bring verlossing, hy vergewe, hy vergeet, hy maak vry, en hy maak waarlik vry. Prys die naam van die Here. 2 Korintiërs 4 vers 6, uiters belangrik. Terwyl ek haas om klaar te maak, ons is nou klaar. Want God wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring, van die kennis van die heerlikheid van God, aan die aangesig van Jesus Christus. Sien net die prentjie, Jesus Christus verlig ons oë, sodat ons die heerlikheid van God kan sien. Halleluja, dis 'n opsomming. Jesus Christus bring verligting van ons oë, sodat ons die majesteit, die skoonheid, die heiligheid van God kan sien. Wat sê Romeine 3 vers 23, almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ons kon nie deel hê aan die heerlikheid van God, as gevolg van donkerte nie, as gevolg van sonde nie, maar wat het gebeur? Halleluja, toe Jesus ons verlos, halleluja, toe breek hy die muur van sonde af, want die Bybel sê, julle sonde het 'n skeidsmuur geword tussen my en julle, maar God sê, ek is te lief vir die mense, ek wil weer met hom wandel soos in die tuin van Eden, ek soek 'n verhouding met hom,
damme, maar hy is 'n muur. En al wie hierdie muur kan afbreek is God homself. En God stuur sy seun, halleluja, sy enige gebore seun, en hy stuur dit na hierdie aarde toe, om gebore te word in 'n stal in Bethlehem, om aan 'n kruis te gaan hang, met een doel voor oë, en dit is, die muur moet afgebreek word, sodat ons aan sy heerlikheid deel kan hê. Die seun van God, die kind van uit die stal, die kind wat gebore is in 'n stal in Bethlehem, het ons oë kom verlig, sodat ons die heerlikheid van God kan sien. Sonder die kind van Bethlehem val mense rond in die donker, is hulle verward, blind en verlore, word hulle mislei deur die god van hierdie wêreld, die duiwel homself. Maar wanneer Jesus inkom, wanneer die kind van Bethlehem instap in jou lewe, dan kan blindes sien, word harte oopgemaak vir vrede, waarhede word duidelik, en die lig van hoop breek deur. Halleluja. Satan probeer al vir 2000 jaar lank om hierdie lig uit te doof, maar daar is nie genoeg duisternis in hierdie wêreld om een kersie so lig uit te doof nie. En daar's 'n kersie wat brand Jesus Christus, wat verlossing bring, en daar's geen sonde te groot, te veel duisternis of duisternis in oormaat genoeg om die kers uit te doof nie. Sy vergifnis is daar, en sonde kan nie die vergifnis wegdryf nie, maar vergifnis verdryf die sonde. Halleluja, jy het nie nodig om vasgevang te wees in jou sonde nie. Die Here maak jou vry, hy was jou skoon met sy kosbare bloed, en die lig van hierdie wêreld, Jesus Christus, skyn binne in jou, en hy verdryf daai sonde, en hy sê, ek dink nooit weer daaraan nie. Ek gooi dit so ver soos die ooste van die weste is, verwyder ek dit van jou, en ek dink nooit weer daaraan nie. Halleluja. Jesus is die onuitblusbare lig van die wêreld. Ek maak klaar aan by die regte Jesus. Nie net die Kersfeesbaba nie, maar die ewige God wat mens geword het. Vertrou die skepper en die onderhouer. Hy hou die heelal by mekaar, en as hy die hele heelal, aarde, planete, sterre, maan, son, by mekaar kan hou, kan hy jou lewe, kan hy jou gesin, kan hy jou huwelik, kan hy jou finansies, kan hy jou besigheid, kan hy jou toekoms by mekaar hou. Ontvang die lewe wat hy bied. As jy geestelik dood voel, hy is die lewe en die opstanding. Halleluja. As jy sê, Clemens, maar my sonde is te groot, my foute is te veel, daar's geen sonde te veel wat die lig kan verdoof nie. Sy vergifnis is daar, hy vergewe, en sy vergifnis verdryf daai sonde. Ek gee nie om hoe siek en hoe vuil jou sonde is nie, hy kan jou skoon was. Maak jou oë oop en sien die verlossing wat hy vir jou wil gee. Jesus is meer as die sentrale figuur van hierdie Kersverhaal. Hy is die hart van die evangelie. Hy is die God wat mens geword het. Die skepper wat 'n diensknegt kom word het. Die lig wat die duisternis verdryf, en die lewe wat oor die dood getriomfeer het. Die kind wat gebore is in 'n stal, in 'n dorpie in Bethlehem. Ek wil jou nooi, ons gaan u seën met nog 'n lied wat ons gaan sing. Maar voor ons dit gaan doen, wil ek vandag vir jou vra, het jy die kind van Bethlehem aangeneem? Kom ek sê so, het jy die seën in jou? As daar 'n boodskap is wat Maria my leer, terwyl sy swanger is met Jesus, is jy swanger met Jesus? Want hy sê, ek kom woon in julle. Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in ons. Is jy swanger met Jesus?
Want as jy hom het, het jy die lewe. En ek gee nie om hoe groot jou sonde is nie, maar sy lig verdryf elke sonde in jou lewe. Vader, ek bid nou, in die naam van Jesus, vir elkeen wat nou ingeskakel is, wat nie Jesus aangeneem het nie, wat sê, ek het sonde in my lewe, en ek soek die kind van Bethlehem, om te kom woon in my, want hy is die lig van hierdie wêreld, en wanneer hy inkom, verdryf alle onreinheid, alle sonde, en daarom dank ek U, Here. Die woord sê, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. As die lig skyn in jou, doen hy nie halwe werk nie. Is dit nie skemer nie, dis lig. So ek dank U nou, U verlig elke lewe, vir een rede, en een doel, Here, en dit is, sodat ons die heerlikheid van God kan sien, sodat ons kan deel hê aan die heerlikheid van God. Seën elke kyker, in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil net sê, my e-posadres is op die skerm. As U e-pos wil stuur, ons probeer om elke ene te antwoord, sover as wat ons kan. Dankie vir U boodskappe. Dit is net makliker met e-posse, is moeilik met 'n selfoon en al die WhatsApps en oproepe, maar e-pos kan ons antwoord met tyd en so aan. So ons probeer om aandag te gee aan elke liewe persoon wat met ons kontak gemaak het. Baie dankie dat U vandag ingeskakel het. Ons gaan afsluit nou met hierdie lied. I want to wish you a Merry Christmas. Ons wens U almal, elke kyker, 'n geseënde Kersfees, en beslis is dit 'n geseënde Christusfees, want alles gaan oor die kind wat vir ons gebore is in 'n stal in Bethlehem. 'n geseënde Kersfees. Die Here seën. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, yeah. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, yeah. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Das Kerstfeest, das Kerstfeest, 'n vreugdetyd, 'n tyd om te deel en fees te vier. Dis Kerstfeest, one more time. Dis Kersfees tyd, ja, ja, 'n vreugdetyd, 'n tyd om te deel en fees te vier. Dis Kersfees tyd. Ek wens u almal 'n geseënde Kersfees. Ek wens u almal 'n geseënde Kersfees. Ek wens u almal 'n geseënde Kersfees uit die diepte van my hart. Ek wens u almal 'n geseënde Kersfees. Ek wens u almal 'n geseënde Kersfees. Ek wens u almal 'n geseënde Kersfees in die diepte van my hart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I
you